In Lukas hoofstuk 22 kry ons 'n gedeelte, en dis die enigste plek in die Nuwe Testament wat Jesus vir 'n persoon bid. Ek praat nie van die siekes wat hy genees het nie, maar in Johannes 17 bid Jesus vir sy disippels en vir die kerk wat na dit sal kom. En op ander plekke bid hy vir gehoor, maar hier bid hy vir 'n spesifieke persoon, en dis Petrus. En ek wil hê vanoggend let op dit wat Jesus vir hom bid. Want dit wys dit vir my as Jesus hierdie gebed uitsonder, dat dit opgeteken moet word in die woord van die Here, dan is dit belangrik. En dit is belangrik om een rede, ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend. Lukas 22 vers 31. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid. Hy sê die duiwel het begeer om julle te sif, maar ek het vir jou gebid. Ek wil hê met daai persoonlike verbintenis hier sien, daardie commitment wat Jesus aan Petrus maak oor 'n geweldige belangrike saak. Wat bid hy vir hom? Hy sê, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Nou ons weet in die gedeelte dat Petrus gaan Jesus verloon binne 'n paar dae. En dis waarvan Jesus hier praat. Hy sê, jy gaan my verloon, maar ek het vir jou gebid dat jy jou geloof sal behou en dat jy tot inkeer sal kom, en wanneer dit gebeur het, dat jy jou broers sal versterk. Is dit nie interessant wat Jesus vir hom bid nie? Want dis waaroor ek vanoggend met u wil praat. Jesus kon gebid het en vir hom gesê het, weet jy, ek gee jou krag om die duiwel te weerstaan, sodat jy nie sal val vir sy versoeking nie. Maar Jesus bid dit nie. Jesus kon vir hom gebid het vir emosionele krag om te kan staan vir sy naam, toe die diensmeisie kom en sê, is jy nie ook een van sy disippels, en sê, ek ken hom nie. Maar Jesus bid nie vir emosionele krag nie, hy bid vir geloof. Jesus kon vir hom gebid het om finansiëel voorspoedig te wees, nadat Jesus weg is. Maar hy bid nie daarvoor nie. Hy kon vir hom gebid het dat hy liggaamlik gesond sal wees, sodat die evangelie vir jare kan verkondig. Maar hy bid dit nie. Wat Jesus vir hom bid is, dat sy geloof nie sal ophou nie. Nou, in die eerste plek wil ek hê jy moet sien, dat as Jesus vir 'n persoon bid, dat sy geloof nie moet ophou nie, dan is daar die moontlikheid dat sy geloof kon ophou. Hoekom sou Jesus anders hierdie gebed van alle dinge, ek meen, ons kan vanoggend 'n lys maak, van alle dinge wat Jesus vir hom kon gebid het, bid Jesus hierdie een ding, hy sê, ek bid dat jou geloof nie sal ophou nie, dat hierdie ervaring wat jy gaan hê, nie so impak op jou sal hê, dat jy jou lewe, jou rug draai op dit wat jy glo nie. Jy sien, van die begin af is dit die vyand se strategie van Genesis af, om die mens te laat twyfel in die goedheid van God, om mens te laat twyfel in sy geloof teenoor God. Daarom kom die vyand by Adam en Eva en sê, het God werklik gesê, is dit regtig wat hy bedoel het? En dan sê hulle vir hom wat God gesê het, en dan gaan hy aan deur te sê, weet jy, julle sal sekerlik nie sterf. Met ander woorde, God se woord is nie waar nie, jy kan hom nie glo nie. Jy kan hom nie glo nie. Nou die vyand kom met dieselfde leuns by my en by jou. Toe Jesus in die woestyn was en versoek is deur die duiwel vir 40 dae, sê die Bybel dat die duiwel hom versoek het op elke area wat hy Adam en Eva op versoek het. As jy die seun van God is, doen dit. As jy die seun, wat sou gebeur het? Ek het gisterand so daaroor gedink. Hy sê, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klippe om brood te word. Wat sou gebeur het? Want dit was 'n versoeking. Wat sou gebeur het as Jesus hy klippe gevat het en letterlik begin klippe kou het en nie brood nie? Wat sou met sy geloof gebeur het? Het jy ooit vir 'n oomblik net aan hierdie hoeksinval van hierdie gedeelte gedink, dat hy sê hy het Jesus op die hoogste plek gevat op die tempel en gesê, spring af, want hy sal sy engele gaan nie bevel gee. Wat as Jesus afgespring het en daar was nie 'n engel om te vang nie? Wat sou met sy geloof gebeur? Die vyand is agter ons geloof aan, dis wat ek probeer sê vanoggend. Die vyand is agter jou geloof aan.
En partykeer sê vir ons goed in ons gedagtes wat ons ervaar, partykeer gaan ons deur ervarings en partykeer gaan ons deur iets soos Petrus wat 'n geweldige skuldgevoel gehad het omdat hy Jesus verloon het en dit maak 'n geweldige impak op ons geloof. Dit maak dat ons partykeer ons geloof verloor. Hy sê vir Petrus, ek bid dat jou geloof nie sal ophou nie. Hoekom ervaar jy wat jy ervaar? Want die vyand wil jou op 'n plek bring wat jy begin twyfel in die Here. Dis al wat hy wil hê. Hy wil net hê jy moet nie meer in die Here glo nie. Nou kyk wat sê Paulus op sy beurt. In 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 7. Skryf Paulus aan die einde van sy lewe, hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Luister wat sê hy. Ek het die geloof behou. Van alles wat onthou Paulus het ervarings met die Here gehad. Hy was opgeneem in die hemel. Hy het 'n klomp goed gesien van al hierdie dinge. Sê aan die einde van sy lewe, hy sê ek het die stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Met ander woorde, ek is by die einde van my lewe, maar ek het die geloof behou. Geliefdes, dis hartseer om te sien hoe mense, luister baie mooi, ek sê dit met 'n baie opregte hart, maar hoe baie keer mense aan die einde van hulle lewens hulle geloof verloor. Deur soveel dinge wat gebeur in die wêreld, soveel seer wat ons ervaar, al hierdie dinge gebruik die vyand eenvoudig net om op 'n plek te kry dat jy jou geloof verloor. Of kom ons sê soos Jesus sê, dat jou geloof sal ophou, dat jy nie meer sal glo nie. Jy begin as 'n jong man of jong vrou, jy dien die Here en jy vertrou die Here, maar soos die wêreld aangaan, soos die lewe aangaan, is daar seer en pyn en 'n hartseer en al hierdie goed wat met jou gebeur en jy kom daardeur, maar op 'n stadium is dit net te veel en dan voel jy dat jou geloof wil ophou. En Paulus sê, ek het deur die Here se genade het ek die vermoë ontvang om my geloof tot op die einde te behou. En Jesus sê vir Petrus, dis wat ek vir jou bid, Petrus. Al hierdie ander goed sal ek vir jou bygee, maar ek bid een ding en dit is dat jy jou geloof sal behou. Nou, hoekom is dit so belangrik? Hoekom is geloof so belangrik? Nou, in die eerste plek, ons word gered deur geloof. Ons moet daar begin. Ons word gered deur geloof. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dis nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Want uit genade is julle gered deur die geloof, die manier wat ons tot redding kom, die manier wat ons in 'n verhouding met God kom, die manier wat ons ewige lewe beerwe, is deur geloof. Daar is geen ander manier om tot redding te kom as deur geloof nie. Geloof in die werk wat Jesus Christus op die kruis vir ons gedoen het. En daarom kom Jesus, ek gaan elke keer terugverwys, Petrus, ek bid dat jou geloof nie sal ophou nie, want as jou geloof ophou, hou jou redding op. En hierdie praat nie net van redding om hemel toe te gaan nie. Die woord redding hierso beteken ook genesing, dit beteken herstel, dit beteken vooruitgaan. Elke aspek, elke belofte wat ons van die Here vertrou, doen ons in geloof en daarin lê ons redding. Ek sê weer eens, hierdie woord het baie wye betekenis, maar beteken ook om tot redding te kom en die ewige lewe te kry. Romeine 1 vers 17. Hy sê van die regverdigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Die regverdige, eerstens het ek geloof nodig om in 'n regstaande met God te kom. Dis wat regverdigheid beteken. Nou dat ek geregverdig is deur die bloed van Jesus Christus, het ek geloof nodig om hierdie pad met die Here te wandel, waarby ek net toe gaan kom. Maar ek wil hê jy moet sien, hy sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Petrus, ek bid dat jou geloof nie sal ophou nie, want dan kan jy nie voor my wandel nie. Ek wil maar sien. Romeine 3 vers 28 sê, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Ek moet vanoggend kyk, waar staan my geloof? Want jy sien, ons kan die Bybel sê ons elkeen kry die maat van geloof en vanuit die maat moet ek en jy ons geloof ontwikkel. Ons moet groei in ons geloof. Ons moet sterker word in ons geloof. As kind van die Here moet ek eintlik, as mens daaraan dink en ons groei op in die Here, moet ons geloof hierdie jaar sterker wees as wat dit laas jaar was. Ons moet nie afneem in geloof nie, ons moet toeneem in geloof.
En geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van die Here. Nie wat gehoor is nie, wat gehoor word. Dit is 'n voortdurende proses waardeur ek moet gaan om die woord van die Here te hoor, sodat die woord van die Here deur sy inherente krag, daardie krag van die woord in my geloof kan wek. Geloof is 'n geestelike krag en Jesus sê my woord is gees en lewe en soos ek die woord van die Here inneem, werk die Heilige Gees daardie geloof binne in my wat my in staat stel om deur die geloof te lewe as regverdige. Hy sê, die Bybel sê vir ons Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, omdat ons deur die geloof geregverdig is. Ons beginpunt met God is geloof. Ons beginpunt om 'n verhouding met die Here te hê, begin deur geloof. En dis hoekom die vyand jou geloof soek. Hy wil hê jy moet twyfel. Hy wil hê jy moet twyfel in jou saligheid, hy wil hê jy moet twyfel in jou verhouding met God, hy wil hê jy moet twyfel in gebed, hy wil hê jy moet twyfel, jy moet ophou glo. In gewone taal, jy moet ophou glo. So ons word gered deur geloof. In die tweede plek sê die Bybel, ons wandel voor God deur geloof. Die enigste manier, ons wandel voor God deur geloof. Ons kan nie die Here sien nie, so ons wandel voor hom op grond van wat sy woord vir ons sê. Die Bybel sê vir ons in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 7, want ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie. Ons wandel voor die Here in geloof. Nou kom ons gaan 'n bietjie terug. Klomp maande terug het ek vir u gesê dat geloof is die vermoë om te sien wat God sien. Dis in kort wat geloof is. Die Here open ons oë van ons verstand volgens Efesiërs 2 sodat ons kan sien wat die Here sien. En wanneer ek sien wat hy sien, dan glo ek wat hy glo. So nou kom die woord van die Here sê vir ons wandel deur dit wat ons sien soos God sien en nie soos ons sien met ons fisiese oë sien nie. Ons wandel deur die geloof. En ons wandel nie deur wat ons sien nie. Want as ek volgens moet gaan, volgens wat ek sien, dat ek nie hoop nie. Kom aan, dan is daar nie 'n toekoms nie. Dan is die wêreld daarmee heen as ek gaan volgens wat ek kan sien. Maar as ek gaan in die geloof en ek kyk wat God in sy woord sê en ek sien wat die Here sien, dan sien ek daar is hoop. Daar is 'n toekoms. Daar is beloftes. Daar is 'n ewige lewe. Dis wat ek sien as ek kyk in die geloof, as ek wandel in die geloof en nie die aanskouing nie. Ons is geneig, omdat ons mense is en omdat ons by die aarde bly, is ons so ingestel daarop om te leef volgens wat ons kan sien. Ons lewe sintuiglik. Nou sintuiglike geloof staan teenoor goddelike geloof. Teenoor dit. Daarom sê ek wandel volgens die geloof en nie deur die aanskouing nie. Die Bybel sê vir ons in Kolossense hoofstuk 2 vers 6, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het deur geloof, wandel so in hom. Ek het hom aangeneem in geloof. Nou sê Paulus, wandel dan saam met hom, wandel dan in hom deur geloof. Deur sy perspektief. Kan dit nie genoeg sê nie. Geloof is om God se perspektief op 'n situasie te kry, om te sien wat die Here sien. So ek vra nie vanoggend vir geloof nie, ek vra vanoggend, Here, open my oë sodat ek hierdie situasie kan sien soos U dit sien. Sodat ek in hierdie situasie kan sien wat U sien. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Sodat ek in hierdie persoon kan sien wat U sien. Want al wat ek sien is die vlees. Al wat ek sien is 'n persoon wat met 'n nagekom het. Kom aan, gaan net saam met my. Al wat ek kan sien is hierdie persoon wat ek moet vergewe. Al wat ek kan sien is hierdie persoon wat my seer gemaak het. Dis al wat ek kan sien. Maar Here, open die oë van my verstand dat ek in geloof kan sien. Dat ek U perspektief op 'n saak kan sien. Ek wonder net volgende. Ek wonder net as die Here vanoggend sou kom en hy sit jou hier voor en hy open die oë van jou verstand sodat jy in elke een Christus kan sien. Hoe sal ons mekaar anders behandel? As ons net kan besef, maar die Bybel sê die Here neem die persoon van die mens nie aan nie, die Here kyk na die hart. So die Here, op 'n ander woord, die Here sien iets wat ek nie sien. Die Here help my om te sien wat U sien. Want ek sien dit nie. Help my om te sien wat U sien. Want help my om te wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ek gaan deur hierdie krisis, Here, al wat ek sien is hierdie probleem, al wat ek sien is hierdie Goliat, al wat ek sien is hierdie berg. U het gesê ek moet vir die berg opdrag gee om te gaan, Here, maar ek kry dit nie reg nie. So Here, open die oë van my verstand sodat ek U perspektief kan kry
op hierdie situasie. 2 mense. Was dit Saul wat voor Goliat gestaan het en Dawid. Die een was bang want hy het 'n reus gesien. Die een het na die reus toe gehardloop want hy het die oorwinning gesien. Al 2 mense, selfde reus, maar die een het gewandel volgens aanskouing en die een het gewandel volgens geloof. En die een wat gewandel het volgens geloof het die oorwinning gekry en die een wat gewandel het volgens wat hy kon sien, het net 'n goeie kopseer gehad. Ek moet wandel volgens geloof en nie aanskouing nie. Hy sê vir ons 1 Timoteus 2 vers 12. Hy sê en betuig het ek dat julle waarlik moet wandel voor God wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Waardiglik moet wandel voor God. Ons moet waardiglik wandel voor God wat ons tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Hoe wandel ek waardiglik voor die Here? Ek wandel deur geloof. Geen ander manier. Daar's geen ander manier nie. Ek wandel voor die Here deur geloof. Deur dit wat ek glo van hom, dit wat ek glo van sy woord. Dis nie genoeg, luister baie mooi. Dis nie genoeg om die woord te ken nie. Jy moet die woord glo. Meeste van ons is vertroud met die inligting van die Bybel. Dit beteken nie ek het geloof nie. Geloof kom deur die voortdurende gehoor van die woord, wat geloof in my hart opwek. Soos ek elke dag moet eet, so moet ek elke dag die woord van die Here inneem, om hierdie geloof van my te kan laat groei, sterk wees en gesond wees, sodat ek dit kan gebruik wanneer ek dit nodig het, sodat ek in geloof kan wandel en nie aan aanskouing nie. As ek luister baie mooi, as ek vanoggend nie sterk is in geloof nie, gaan ek wandel in aanskouing. Ek kan die woord bely soos ek wil, maar as ek nie die geloof het nie, deur die woord ontvang het nie, kan ek nie in geloof wandel nie. In 1 Johannes 1 vers 7, hy sê, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, as ons in die geloof wandel, soos hy in die geloof is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Ons wandel in die lig van ons geloof. Ons wandel in die lig van ons geloof. En daarom is het vir ons so belangrik, ek sê dit baie keer, ek sê baie keer vir mense, dat die verskil tussen Christene baie keer en moslems is, moslems weet wat hulle glo. Hulle weet wat hulle glo. Hulle weet hoekom hulle glo wat hulle glo. Baie keer, ons as kinders van die Here weet nie regtig wat ons glo nie, en ons het baie keer nie idee hoekom ons glo wat ons glo nie. Maar daar's geen rede daarvoor. Die Bybel is baie duidelik wat ons moet glo en waarin ons moet glo en hoekom ons glo wat ons glo. Kan ek 'n amen kry? Ek hoor net generator, ek hoor niks amens vanoggend nie. Goed. Nommer 3, en hierdie is vir my so belangrik, ons behaag die Here deur geloof. Dit is so belangrik, ons behaag die Here geloof. Luister wat sê hy so in Hebreërs hoofstuk 11 vers 6. Hy sê, en sonder geloof is dit moeilik, soms 'n uitdaging om die Here te behaag. Nee, hy sê, sonder geloof is dit onmoontlik om die Here te behaag. Sonder geloof is dit onmoontlik. Nie moeilik nie, nie 'n uitdaging nie, nie swaar op die vlees nie, onmoontlik. Maar dank die Here, die Bybel sê ook alles is moontlik vir diegene wat glo. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en hy moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Nou, hoe leer ek wie God is? Anders as deur sy woord. Ek lees sy woord. Ek spandeer tyd met die Here in sy woord. En ek sê weer eens vir u, dit is so maklik vandag, daar's soveel hulpmiddels. Ek is nou weer besig om net die Nuwe Testament te luister op die recap. Ek weet of julle, baie van julle doen nog die recap vir die jaar, maar as jy nie doen nie, gaan net na die Nuwe Testament ten minste en luister net na die woorde van Jesus.
Luister daarna, neem dit in. Jy dink jy neem dit nie in, maar jy neem dit in. Jou gees is soos 'n spons wat dit eenvoudig net inneem, sodat geloof gevorm kan word, sodat jy in geloof kan wandel en nie aanskouing nie, want 2 Korintiërs 5:7 sê, want ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing nie. Ek kan vanoggend die Here behaag, nie omdat ek goed is nie omdat ek reg is nie omdat ek volmaak is nie, maar omdat ek geloof het in Jesus Christus. Dit behaag die Here. Die Here hou daarvan as ons hom glo. Kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde hierso in Hebreërs hoofstuk 11. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat hy nog nie gesien het nie, wandel nie deur aanskouing nie, met eerbiedige vrees die ark gereed maak tot redding vir sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het vir die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, dis eers Noag, nou is dit Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na 'n plek wat hy as erfenis sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Hy het nie gewandel deur aanskouing nie, maar deur geloof. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van die belofte, in 'n vreemde land in tente gewoon saam met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondament het. Hy geloof in die Here gehad dat die Here bestaan en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara ook krag ontvang om bevrug te word, toe sy oor haar leeftyd was, het gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat beloof het. Geliefdes in die Here, ek en jy kan nie vanoggend sonder geloof nie. Ons kan nie vanoggend sonder geloof nie. Jy kan nie uitstap vanoggend sonder geloof nie. Jy kan nie môreoggend opstaan sonder geloof nie. Jy kan nie 'n verhouding met die Here hê sonder geloof nie. Ek en jy het vanoggend nodig om geloof te hê. Nou die goeie nuus is, jy het geloof. As jy kind van die Here is, het jy geloof. Maar jy moet dit ontwikkel. Dit moet groei, dit moet 'n struktuur kry in jou lewe. Hoe doen ek dit? Deur die gehoor van die woord van die Here. Nommer 4. Ons kan bid deur geloof. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, dat hy bestaan en 'n beloner is. Het ons nou gelees. Want voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle sal ontvang en julle sal dit verkry. Glo. Jakobus kom aan die ander kant van die muntstuk en hy sê, as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voorgesleep word. So 'n persoon moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Geliefdes, ek wil hê jy moet vanoggend die belangrikheid van geloof sien. Ons praat baie oor geloof. En ons praat baie oor die krag van geloof en die invloed van geloof, maar ek wil hê vanoggend hier uitstap en die belangrikheid van geloof besef. Dat ek vanoggend net my plek kan ontdek in Christus deur geloof. Ek kan vanoggend net my gesag inneem as kind van die Here deur geloof. Ek kan vanoggend net my doel ontdek deur geloof. Ek het vanoggend nodig om tyd met die Here spandeer. Ek kan nie geloof opwerk nie. Ek kan nie geloof opwek nie. Al wat ek moet doen is ek moet die woord van die Here neem en ek moet dit inneem sodat die Heilige Gees materiaal het om geloof in my te vorm. Geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van die Here. En daarom kom die vyand, en die Bybel sê vir ons, hy kom met die sorge van die lewe. Jy weet hoe Jesus gepraat oor die verskillende grond, het hy eintlik ook maar gepraat oor geloof. Die saaier saai die saad in verskillende grond. Hy praat van die verskillende harte en hier het nie opgekom nie en daai was droë grond en hy praat van die sorge van die lewe en die verlykdom van rykdom en al daardie tipe van goed praat Jesus van. Die vyand is daarop uit om die woord te steel, want sonder die woord is daar nie geloof nie. So daarom, luister maar, daarom is jou vlees nie lus om die Bybel te lees nie. Want die vyand weet, as jy jou Bybel lees, ontstaan daar geloof. En as jy in geloof staan, het hy 'n probleem. Ek sê as jy in geloof staan, het hy 'n probleem. Die Bybel sê vir ons, en hulle het oorwin deur die bloed van die lam en die woord van 'n getuienis. Die bloed van die lam beteken niks as ek dit nie glo nie. So hoe oorwin ek die vyand deur geloof? En dit is wat die wêreld oorwin het, naamlik julle geloof. Geliefdes, ek sluit af. Jy het vanoggend, ons hoor die kragopwekkers daar buitekant. Jy het vanoggend 'n kragopwekker hier binne in jou.
Die krag van geloof. En die Here sê niks is onmoontlik vir diegene wat glo nie. Ek wil vanoggend werk aan my geloof. Ek wil vanoggend versterk word in my geloof. Ek wil vanoggend groei in my geloof, sodat ek wanneer ek vir hierdie berg sê, werp jou op en werp jou in die see, of tel jouself op, werp jou in die see. Ek sien hoe die berg daar wankel. Maar in elk geval, ek wil hê dit moet gebeur. En dit kan net gebeur deur geloof. So. Waar laat dit my en jou vanoggend? Ons het vanoggend geloof. Party se geloof is soos 'n mosterdsaad. Dis al wat nodig is. Begin net om dit te ontwikkel. Laat hierdie geloof, hierdie saadjie van geloof, laat dit ontkiem, laat dit groei sodat dit kan vrug dra. Moenie vanoggend die leuns van die vyand glo van jy het nie nodig om die Bybel te lees nie, jy ken die Bybel. Nee, dit gaan nie oor kennis nie, dit gaan oor geloof. So begin om jou Bybel weer te lees. Begin by die Nuwe Testament. Ek het agtergekom, as jy by Genesis begin, kom mens baie keer nie verder as Deuteronomium nie. So kom ons begin maar by die Nuwe Testament. En los ek so by die eerste evangelie, ek begin sommer by Johannes. Maar begin dit iewers. Begin dit iewers, sodat die Here geloof in jou kan wek. In die tyd waarin ons lewe, met dit wat laas naweek of die week gebeur het, of dan nie gebeur het nie, het daar baie stories geloop van mense wat se geloof geknak is of seer gemaak is. Maar sit hierdie goed een kant, kom in die woord en hoor wat die Here vir jou vandag sê. Die Here wil vir jou vandag gebruik. Hy wil hê jy moet oorwinning in jou lewe lewe. Hy wil hê jy moet vanoggend meer as 'n oorwinnaar wees deur sy gees en sy bloed en sy liefde wat jou die krag gee deur geloof. So kom ons ontwikkel ons geloof. Kom ons besef die waarde van geloof, die krag van geloof, die belangrikheid van geloof en kom ons begin vanoggend besef die toegang wat ek en jy het tot geloof deur die woord van die Here. Amen. Vader, dankie vanoggend vir geloof. Dankie Here dat alles vir ons moontlik is vanoggend as ons glo. Dankie dat ons vanoggend 'n verhouding met U kan hê deur geloof, dat ons oorwinning kan kry deur geloof, dat ons die gawes kan kry deur geloof. Here, dankie. Alles is vanoggend gegrond op geloof. En ons het vanoggend geloof deur die Gees wat in ons woon, maar help ons Here om vanoggend die belangrikheid daarvan te besef om ons geloof te ontwikkel sodat ons geloof kan groei. Here, ons moet in ons geloof groei en help ons vanoggend daardeur deur U Gees. Maak ons honger na U woord om dit te lees, te leer en te groei. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.